Goeiemôre my boetie en sussie, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend. En wat 'n voorreg is dit vir my om saam met julle hierdie dag te kan begin met 'n gebed. Ek glo en vertrou julle is reg vir hierdie dag wat voorlê en weer eens baie dankie dat julle die tyd vat om hierdie gebed te kan ontvang. Kom ek bid vir ons. Vader, baie dankie dat U nog 'n dag in ons lewens toegevoeg het. Vader, baie dankie dat U oor ons gewaak het hierdie nag. Liewe Here, baie dankie dat U ons gedra het hierdie nag en dankie vir alles wat vandag voorlê, wat ons kan aanpak en wat ons kan doen in Jesus naam. Dankie dat U ons gespaar het vir hierdie dag. Vader, ek dra my boetie en sussie aan U op, Here. Elke boetie en sussie wat hierdie gebed ontvang en ook nie hierdie gebed ontvang nie, mag hulle vandag onder die hand van Jesus wees. Ek bid vir U wakende hand oor hulle. Vader, vir hulle by die werk bid ek, hou vir hulle asseblief veilig, Vader. Bring hulle veilig by die werk, en dan bid ek dat U weer met hulle sal wees wanneer hulle huis toe gaan. Vader, mag hierdie dag 'n suksesvolle dag vir my boetie en sussie wees. Ek bid dat hulle gevul sal wees met wysheid en met insig, om hulle werk te kan doen tot die beste van hulle vermoë. Mag hulle net die goeie najaag en strewe na beter. Ek bid in Jesus naam vir elke boetie en sussie by die huis. Dit wat hulle hande vind om te doen, dit wat hulle hande aanraak, mag het geseënd wees. Mag daar so 'n seën van oorvloed wees oor elke een van hulle harde werk. Vader, al het hulle nie 'n voltydse werk nie, al doen hulle iets kleins, weet ek, dis in die klein dingetjies wat die grootste seëninge lê. En ek bid dat my boetie en sussie dit ook so sal ervaar. Dat hulle vreugde en vrede sal hê in dit wat hulle doen. Dat hulle die vrugte sal pluk van dit wat hulle insit. Ek bid dat hulle nie sal twyfel in hulle self nie, maar dat hulle deur U gevul sal wees met moed en met positiwiteit. Vader, ek vra om elke boetie en sussie wat nou kan gaan slaap na laasnag se werk, liewe Here, rustigheid te gee. Ek bid dat hulle kalmte sal ervaar wanneer hulle slaap, en liewe Here, mag hulle onder U hand wees. Ek bid, Here, dat hulle goeie rus sal inkry, om verfris en versterk te wees, wanneer hulle weer hulle volgende skof moet aanpak later. Asseblief, Here. Vader, dan kom dra ek 'n paar mense aan U op wat genesing nodig het. Ek bid vir Tannie Hilda. Liewe Here, waar haar gesondheid ook haar baie opdraande gee die afgelope tyd. Here, ons weet dat genesing lê wel in medisyne en behandeling, maar die groot genesing, weet ons, lê in die mag en die krag van Jesus Christus, en ek bid die bloed van Jesus Christus om oor haar gestort te word. Ek bid dat die Heilige Gees so deur haar sal sweef, deur haar sal vloei, liewe Here, dat daai krankheid sal buig voor die naam van Jesus, dat dit mag geen meer vatplek het in Tannie Hilda se liggaam nie, in Jesus naam. Ek bid vir ouma Gerda, Here, ek bid vir haar, vir verligting van die pyn wat sy het, dit wat uitlynheid is in haar liggaam, wat pyn veroorsaak, bid ek dat dit nou in lyn sal kom in Jesus naam. Vir Tannie Ina, vir Lucia, liewe Here, waar die dokter sukkel om 'n diagnose te maak, bid ek dat U asseblief die toetse so sal aanraak, dat dit duideliker as duidelik sal wys wat die oorsaak is van hoekom hulle gesondheid is soos wat dit is, en dat hulle daarvolgens die regte behandeling en die regte medikasie kan ontvang, dat hierdie krankheid nou iets van die verlede kan wees, nou kan stop in die naam van Jesus. Asseblief, liewe Vader. Here, ek bid dat U asseblief elke boetie en sussie sal beskerm deur hierdie dag. Hou asseblief vir elkeen veilig waar hulle self bevind. In die lieflike naam van Koning Jesus is dit my gebed vanoggend. Dankie, Here. Amen en amen. My boetie en sussie, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself, en natuurlik as dit die Here se wil is, bid ek vanaand weer vir ons. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.